Môre en dis Vrydag die 26ste Junie en ek hoop jy begin die dag met die besef. Die God wat hierdie week begin het, is nog steeds in beheer, selfs vandag. Vandag sluit ons die week af in Genesis 37 en ons kyk na een van die stilste, mees tragiese oomblikke in Josef se lewe. Maar juis hier wys God vir ons, hy bepaal die prys, nie mense nie. Ons gaan vandag aan in Genesis 37 vanaf vers 23 tot 28. Josef het gekom om sy broers te soek, gehoorsaam soos 'n gestuurde, en sy broers het hom gesien van ver af. Ons het dit nou al gister gehoor. Nou is hy daar. En luister wat gebeur in vers 23. En toe Josef by sy broers gekom het, het hulle Josef se kleed uitgetrek, die veelkleurige kleed wat hy aangehad het. Die kleed wat sy pa vir hom gegee het, die simbool van sy roeping. Eerste ontneem hulle hom van dit wat hom onderskei van hulle af. En dan in vers 24, en hulle het hom geneem en hom in die put gegooi, maar die put was leeg, sonder water daarin. En toe, gaan sit en eet hulle brood. Terwyl hulle broer in die put sit, terwyl sy hart breek in die donkerte onder hulle, eet hulle. Maar let op mooi, God stap nie uit die storie nie. 'n Karavaan Ismaeliete kom verby, op pad na Egipte. En dis toe dat Juda aan sy broer sê, in vers 26 en 27, wat baat dit ons as ons broer doodmaak en sy bloed bedek? Kom laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, en laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. Juda dink hy kies die sagter opsie, maar dit is nog steeds verraad, want luister mooi wat in vers 28 staan. En toe die Midianitiese kooplui verbytrek, het hulle Josef uit die put uitgehaal en hom vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop. En hulle het Josef na Egipte gebring. Vir 20 stukke silwer. Nou die Hebreëus vir die silwer is keshef, wat ook geld of prys beteken. En in Matteus 26 vers 15 lees ons eeue later, wanneer 'n ander man na die hoëpriesters gaan en vra, wat wil julle my gee? Betaal hulle hom 30 stukke silwer. En die naam van hierdie man wat Josef se prys gestel het, was Juda, wat in Hebreëus is Jehuda. Die man wat Jesus verraai het, was Judas, in Grieks Loudas, dieselfde naam, dieselfde daad, eeue uitmekaar uit. En hoekom juist 30 stukke silwer vir Jesus? Nou luister na wat Eksodus 21 vers 32 sê. As die bees 'n slaaf of slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 stukke silwer gee, en die bees moet gestenig word. 30 sikkel silwer, die wetlike prys van 'n slaaf. Die skepper van die heelal is vir slaapgeld verkoop. Glad nie toevallig nie. God het daai prys al lankal bepaal. Maar dink terug aan vers 24. Die put was leeg sonder water daarin. Waarom vertel die Bybel ons so spesifiek die put was leeg? Want as die put vol water gehad het, het Josef heel moontlik verdrink en dood gegaan. God het die put leeg gemaak, nie die broers nie. Die broers het gedink hulle stop 'n dromer, maar hulle het hom reg na die droom gestuur. En 3 dae na die kruis was die graf ook leeg. Josef sê dit selfs later aan sy broers in Genesis 50 vers 20. Want julle het wel kwaad teen my gedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen sodat dit vandag is om 'n groot volk in die lewe te behou. Miskien ken jy ook 'n put, 'n situasie waar iemand jou ingegooi het, 'n oomblik toe dit gevoel het die prys van jou lewe is te laag gestel deur iemand anderste, deur omstandighede, deur die lewe self. En die vyand fluister, jy is verkoop, kyk net waar jy beland het. Maar onthou, Josef in die put is nie die einde van Josef se storie nie. En die put is ook nie die einde van joune nie. God bepaal die prys, en in sy oë is jy van onskatbare waarde. Kom ons bid saam. Here onsse God, U ken die putte in ons lewens. Die oomblikke toe ons voel iemand het ons ingegooi en gegaan en eet. Dankie dat die put leeg was en dat die graf ook leeg is. Dankie dat U die laaste prys stel, nie mense nie. Jesus,
Dankie dat U vir ons 'n prys betaal het wat geen silwer kan hou nie. Leer ons om te vertrou dat U die laaste woord het, selfs wanneer ons diep in die donkerte sit. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Paulus skryf in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Josef se put het vir ons bewys, God werk alle dinge ten goeie, selfs die silwer, selfs die verraad, selfs die put. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag en rus hierdie naweek in God se plan.